volgende lied is lied 215, verse 1, 3 en 5. Ons volgende lied 219, verse 1 en 3. Laat ons sing van ons Verlosser. Ons volgende lied is lied 430, verse 1, 6 en 7. Oh,
lied 434, verse 1 tot 3. Nou gaan ons laaste lied, Vlam 48, ek dink daar's 2 verse, Elise. Net 1, okay, 2 keer, jammer. Goeienaand almal. Ons het almal die week elke aand ander weer gehad. Net in die Weskaap.
Ek herinner julle dat ons weer na die tyd iets saam geniet in die saal en dat die deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. So kom ons word net stil. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom of haar dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper wat vir ons in liefde aan mekaar geweef het. Van ons verlosser en vriend wie sy lewe vir ons afgelê het. En ons heiligmaker wat ons hoe langer hoe meer mens maak. Amen. Kom ons bly so sit en dan sing ons weer 4 keer lied 222. Ons staan die week stil by die werk wat God se Heilige Gees in ons, in die kerk, in die wêreld doen. En ons doen dit aan die hand van werkwoorde, maar ook aan die hand van kleure, van skakerings wat iets van hierdie werk weerspieël. En ons lees saam uit 'n Bybelteks waar ons kyk ook so 'n bietjie in die geskiedenis in die lewe van mense wat iets van hierdie skakerings in hulle lewe verspeel het. En ons is vanaand by groen, by God wat vir ons laat groei. So kom ons bid saam ons gebed, waar ons weer vir God se Gees vra, die asem van God ook om deur ons te waai. En as ons dit klaar saam gebid het, gaan ons staan en lied 442 sing, as voorbereiding ook om saam uit die Bybel uit te lees. Kom Skepper Gees, kom asem van God, wind van God, waai die skadu's weg en versterk ons, u kerk. Kom Skepper Gees, kom deernisvolle warm lig, vul die diepste binneste van ons harte, ons is niks sonder u. Kom Skepper Gees, kom gas van die siel, vrede in ons stryd, rus in ons inspanning, vreugde wat ons vertroos in lyding. Kom Skepper Gees. Amen.
vanaand uit 'n hele paar tekste lees. Ons gaan lees uit Johannes 15, ek gaan verwys na Galasiërs 5. Ek gaan 'n gedeelte lees uit Jesaja 35, uit Hosea 11, Jeremia 14. Dis wat ek gaan lees. En daar's twee kante wat ek wil hê ons wat al met mekaar te maak het, wat ons vanaand gaan by stil staan. En die eerste een is dat God se Gees ons laat groei, laat vrug dra. Ons ken almal goed Galasiërs 5 se teks, maar saam met dit dat God se Gees ons ook bewus maak van ons sonde. So die twee is in gesprek met mekaar. Ek gaan nou nie uit Galasiërs lees nie, want ek glo julle ken daarmee die vrugte van die Gees. Maar ons lees in Galasiërs 5 van die vrug van die Gees en waar Paulus sy lesers uitnooi met 'n baie belangrike woord, laat. So laat beteken jy moet toelaat dat God se Gees hierdie vrugte in jou lewe dra, vrugte van geduld en liefde en sagmoedigheid, ons ken hulle. 'n Vrug is iets wat bot, is iets wat groei. Maar aan die ander kant maak God se Heilige Gees ons ook bewus van ons sonde, dat ons nie vrug dra nie. En ek het gedink, ek wil net eers iets sê oor sondebewussyn voor ons die ander tekste lees. Daar's 'n groot verskil tussen 'n bewustheid van ons sonde en ellende en skuld, of wat ons in die Engels sê guilt. In die ruimte van die erediens, in 'n liturgiese ruimte, in 'n ruimte waar ek uit die Bybel lees, waar ek bid en ek bewus word van my sonde, doen ek dit nooit buite om God nie. Ek doen dit altyd binne om die wete dat hoe groot my skuld ook is, ek nooit van God verlaat sal word nie. Ek doen dit altyd binne die veilige hande van God. Skuld en guilt wat ons baie keer saam dra, het te maak met ek dink ek is God se liefde nie meer werd nie. Ek dink God gaan my wegstoot. Die my tekortkominge maak word vir my 'n las. Ek is niks meer werd nie. Dis nie wat ons doen in die kerk nie. Ons word bewus van wie ons is altyd binne in die ruimte van ons vryspraak. Nooit buite om nie. En as die Bybel praat van vrug en die Bybel praat van sonde of sondebewussyn of ons ellende, dan is dit interessant dat die Bybel dan altyd natuurtaal gebruik. Veral in die profeteboeke is daar natuurtaal wat groei uitbeeld en seën, en dan is daar natuurtaal wat droogheid en sonde uitbeeld. En ek wil vir ons sulke voorbeelde lees, want dit gaan aanhaak by dit wat ek ook later rondom die prent gaan sê. Ek gaan begin in Jesaja 35, die eerste 2 verse. Laat die woestyn en die dorre land hulle verheug. Laat die Araba juig en blom soos 'n tulp. Laat dit welig blom en juig, ja met 'n gejuig en 'n gejubel. Die heerlikheid van die Libanon word daarin gegee, die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van ons God sien. Ek wil dit ook lees in die 83 vertaling. Heimlik is ek nie die grootste aanhanger van die 83 vertaling nie, maar ek is verskriklik lief vir 'n afodil. En die 83 vertaling besluit om hierdie as 'n afodil te vertaal, so ek moet dit lees. Daar staan in Jesaja 35, die woestyn, die dorre land sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille. Party vertalings sê afodille, party sê tulpe, party sê narsings, maar julle kry die idee. En dan wil ek vir ons lees uit Hosea uit. Ons ken almal die Hosea boek, waar God die profeet oproep om met Gomer te trou, en die hele metafoor wat in sy lewe uitspeel van
God wat getrou bly te midde van ontrouheid. En dan die laaste pragtige verse in hoofstuk 14, waar God dan in geiltaal, natuurtaal, iets van sy getrouheid aan sy volk sê. So ek lees vir ons vanaf vers 5, Hosea 14. Ek sal hulle afvalligheid genees, ek sal hulle uit vrye wil lief hê, omdat my woede teen hom bedaar het. Sal ek vir Israel wees soos dou. Hy sal bloei soos 'n narsing en wortels skiet soos die Libanon. Sy lote sal uitsprei, sy pragt sal wees soos die van 'n olyfboom en sy geur soos die van die Libanon. Die wat in sy skaduwee gewoon het, sal terugkeer, hulle sal koring verbou en uitspruit soos 'n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van Libanon. Efraim, wat 'n ooreenkoms is daar nog tussen my en die afgode? Ek is die een wat hom antwoord, en ek hou hom in die oog. Ek is soos 'n immergroen sipres. By my word jou vrugbaarheid gevind. En dan wil ek ook 'n gedeelte lees uit Jeremia uit, en die Jeremia teks is dan amper die teenoorgestelde. Die Jeremia teks is 'n teks van die volk wat bewus raak van hulle afvalligheid, van hulle sonde, en dan die taal wat dan uitspeel is dan die taal van droogte in die natuur. Ek lees julle sal hoor vanaf vers 1. Die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het na aanleiding van die groot droogte. Juda treur en sy poorte kwyn weg. Die mense sit in rouklere op die grond, 'n gejammer styg van Jerusalem af op. Hulle vername mense stuur hulle onderhoriges om water te gaan haal. Hulle kom by die kuile, maar kry geen water nie. Hulle kom terug met leë houers. Hulle staan beskaamd en voel verneder. Hulle bedek hulle koppe. Vanweë die grond wat uitmekaar bars, omdat dit nie gereën het nie, staan die landbouers beskaamd, hulle bedek hulle koppe. Ja, selfs die wildsbokke in die veld lam, maar gooi die lammers weg, omdat daar geen groenigheid is nie. Wilde donkies staan op die kaal hoogtes, hulle snuif die lug soos jakkalse, hulle oë raak dof, want daar's geen veldplante nie. Al getuig ons sondeskuld teen ons Here, tree op ter wille van u naam. Ja, ons afvalligheid is erg. Teen u het ons gesondig. En dan het ek in die begin in my fotum verwys na Johannes 5 of vers 4, waar die Here ons uitnooi dat ons in hom moet bly. Hy is die een wat vrug in ons dra en sonder hom kan ons niks doen nie. Ek wil terugkeer na wat ons gesê het oor die vrug van die Gees in die begin. Ek het gesê die belangrike werkwoord daar is laat. Dat ons toelaat dat God se liefde, geduld en sagmoedigheid myne word. Dis nie my liefde, my geduld, my sagmoedigheid nie. Dis nie iets wat ek het of kan laat gebeur nie. Dis iets wat met my gebeur. So die werk van die Heilige Gees wat vrug dra is 'n werk van ons wat toegee, ons wat oorgee, ons wat toelaat. Want ons almal weet, ons kan nie uit ons eie uit hierdie vrug laat bot nie, want ons het almal al opgestaan en gesê, vandag is ek geduldig, tot ons by die eerste stopstraat kom en iemand jaag vir jou in, dan is jou geduld ook by die venster uit. So partykeer word ons net verras, want skielik is ons eendag geduldig en dit was regtig nie ons geduld nie. Dit was die geduld wat God se Gees aan ons skenk. Maar hierdie vrugte wat ons in ons eie lewe soms verrassend ervaar, nie omdat ons dit reg gekry het nie, maar omdat God deur sy Gees dit in ons laat gebeur het, is ook baie groter as elkeen van ons se lewe. Dis so groot soos die kerk, dis so groot soos die skepping. En daarom wil ek vanaand bietjie stil staan by 'n baie merkwaardige vrou wat in die 13de eeu geleef het, Hildegard van Bingen. Ek het dat ons die prentjie ook opsit, dis maar 'n baie mooi uitbeelding van hoe sy ook
iets van God se inspirasie ontvang het terwyl sy geskryf het. Sy het omtrent die grootste deel van die 13de eeu geleef in Duitsland, in die Ryngebied. Julle het seker al gehoor praat van haar, ek hou van haar. So in die Rynland is dit baie groen. Daar's geilheid, daar's water. En sy praat soms, as sy in Duits skryf, praat sy sommer van das Green. Dit beteken die groen in Duits. Sy was 'n teoloog, sy was 'n wetenskaplike, sy het geskryf oor natuur, sy was gefassineerd deur die mens, sy was gefassineerd deur God, deur die kosmos. Sy het geskryf oor kos en klippe, sy het operas geskryf, sy het boeke geskryf oor plante, en sy het boeke geskryf oor siektes. Sy het visioene gehad, wat sy dan verklaringe voor geskryf het, want sy het eintlik net in prente gesien. Ek dink in vandag se taal was sy seker maar net draaibrand. En sy het briewe geskryf, sy het nogal gesag gehad, sy was die abbis van 'n klooster, sy het briewe geskryf aan konings, sy het briewe geskryf aan biskoppe, aan die paus, maar in haar werk was daar 'n groen draad wat deurgewerk het. Ons kan teruggaan na die ander prent, dankie Elise. En ek het die woord daar geskryf, Viriditas, en die spesifieke kunswerk, sy naam is ook Viriditas, is gebaseer op hierdie konsep wat Hildegard van Bingen oorgeskryf het. So dis 'n Latynse woord wat moeilik is om te vertaal, maar jy kry die idee, virility, lewe. Ek hou daarvan om dit te vertaal met 'n groen groeikrag, geilheid, vrugbaarheid, die sap wat in alles is. En sy het al 800 jaar terug besef daar's 'n diep interafhanklikheid tussen die mens en die skepping en God. En dis nie dat sy hierdie filosofiese gedagte gehad het om die wêreld te probeer verklaar nie. Dis wat sy gesien en beleef het en haar daaglikse neerskryf van wat is die plante wat naby haar klooster bly, wat is die karaktereienskappe waarvoor is hulle goed, haar dophou van die wêreld, het sy dit beleef. Sy het gesien hoe kom vrugbare sap uit die aarde, hoe maak dit alles nat, hoe maak dit dat die stempel die blom word, dat die wingerd vrug dra, dat daar skepingskrag is wat in alles is. Sy was gefassineerd deur die misterie van dou, van die wet van die lewe, van die nattigheid in die natuur. Sy het op 'n stadium geskryf, heilige mense is mense wat hulle self trek na alles wat aards is. En sy het hierdie Viriditas, hierdie groen, geil krag ook gesien as sigbaar in mense en in mense se geestelike lewe. Want dou is essensieel vir ons geestelike lewe. So dis die krag van die Heilige Gees wat in haar taal ons dou is, wat nat maak, wat moisten, wat die liggaam en die siel keer om uit te droog. So ek gesê sy het 800 jaar terug al besef daar's 'n interkonneksie, interafhanklikheid, en dat die skepping is die makrokosmos, ons is die mikrokosmos, 13de eeuse wetenskap, en dat ons integraal verbind is. Ons moet daar verstaan in haar tydsgees, maar wat baie belangrik is dat sy het besef dat alles het te doen met alles. Alles het te doen met alles. En sy was 'n baie ernstige vrou en sy het gesê alle menslike dade het gevolge, want alles het te maak met alles. En in een van haar, sy het sulke verhale geskryf, sulke, mens kan sê allegorieë, dan praat sy van die kosmiese man, wat mense ook van haar prente sien, wat dan verwys na God. En sy sê, die aarde, die water, die lug en die vuur, so mens kan ook as die grond, die water, die lug en die vuur, het gaan kla by die kosmiese man, dat die mens keer, dat hulle kan doen wat hulle geskep is om te doen. So die rivier kla en sê toe, ek kan nie my reis voltooi nie, want die mens het plaag en besoedeling in my pad gesit. Die mens het my mishandel.
En dan het die kosmiese man geantwoord, en ek gaan dit eers in Engels lees. I will clean you with my broom, sê hy vir die rivier. Ek sal jou skoon maak met my besem. And I will place humanity on trial till they repent. When people don't follow my teaching and learn to speak with divine honesty, then the air is bad. As mense nie my leringe volg en met goddelike eerlikheid praat nie en doen nie, dan is die lig sleg. So sy was beskou as 'n profeet van geregtigheid. Sy het geskryf en gepraat teen korrupsie in die kerk, waar biskoppe en priesters vir hulle familie biskopdomme gekoop het, nie uitgekyk het na die armes nie gesorg het vir die waarvoor gesorg is nie. Sy het gegaan op preektoere, briewe vir die paus geskryf, en sy het heeltyd gesê dat geregtigheid is ineengevleg in hoe ons kyk na die kosmos, en dan sy die leiers van die dag aangevat en gesê, julle is droog en julle is traag. En mag die onuitblusbare vuur van die Heilige Gees julle so vul, dat julle bekeer tot die regte weg. Want het sy verstaan, as die bron van ons dade God se groen groeikrag is, sy dou, dan is sonde die teenoorgestelde. Sonde is dan om uitgedroog te wees, om traag te wees. So in haar verstaan is sonde daar waar daar nie meer vloeistof is nie, daar is nie meer dou nie. Maar ook vir dit het sy 'n antwoord gehad. Wat is die antwoord op die droogheid van sonde? Water. En hoe lyk water in die kerk? 2 goed het sy gesê. Die eerste is die doop. By die doop word ons deur die water, ontvang ons die Heilige Gees. En die tweede een is die skuldbelydenis, dit wat ons liturgies saam doen op 'n Sondag. Want sy sê, as ek egte insig het, en weer eens nie guilt nie, insig en hartseer het, vir my tekortkominge en my nie vrug dra nie. Egte hartseer, egte belydenis lei na trane. En trane is nat. En trane herstel geilheid. En trane laat gloei. Om te huil is belangrik. En ek was so 'n bietjie teruggaan, 100 jaar terug na die woestyn waar ons gestrand was. Ook in die woestyn was huil belangrik. So een skrywer, Alan Jones, het gesê as hy die hele woestyn spiritualiteit moet opsom, sal hy 3 werkwoorde gebruik. Kyk, huil, leef. Look, weep, live. En sê hy, kyk na die wêreld. Dit wat ons hart probeer om nie raak te sien nie. Kinders wat sterf, haat, vernietiging, wanhoop, verkrachting, moord. Kyk na die wêreld, kyk in jou straat, kyk na jou bure, kyk na jou huis, kyk na jou familie, kyk in jouself, kyk na binne, kyk na buite, sit daarmee, maak tyd om te kyk en huil. Ween, huil. Trane vir jouself, trane vir die wêreld, trane vir ander. Want egte huil en trane kies nie kant nie. Ek kan nie sê ek gaan nie huil vir die vyand se kinders nie. As ek regtig kyk, moet ek vir almal huil. Trane is groter as hierdie polarisasie in die wêreld wat ons beleef. Want as ek kyk, gaan ek menslikheid sien. As ek menslikheid sien en ellende sien en lyding sien, gaan ek huil, maak nie saak wie sin dit is nie. Kyk. Moenie wegkyk nie. Kyk.
huil en dan leef. Want as ons huil, lyk die lewe anders. Kyk ons anders. Ons ontvang klein goedjies as 'n geskenk. Ons besef dat om te lewe is om al die ongenaakbaarheid te omhels, maar ook al die vervuldheid. Ons wat herinner dat ons nou in Pinkster oorvloed vier, omdat Christus aan die kruis gehang het en lyding ervaar het. Kyk, huil, leef. En die wonderlike is, dat dit deel is, die twee dinge is deel van die liturgie en die lewe. Liturgie is dit wat in 'n kerkruimte gebeur, die lewe is hoe ons die liturgie gaan leef. Skuldbelydenis en lewe, sondebesef en geiligheid, die twee gaan saam. Dis nie die een of die ander een nie. Ek het heel moontlik in die verlede al hierdie gedeelte gelees, maar ek gaan weer, want dit dui vir my op hoe ons soms misverstaan hoe ons as kerk, of wat belangrik is in die kerk. Isak van Nineveh skryf, lees dit in Engels, "He who is aware, or she, of his sins is greater than the one who can raise the dead. Whoever can weep over himself for 1 hour is greater than the one who is able to teach the whole world. Whoever recognizes the depths of his own frailty is greater than the one who sees visions of angels." Hoe maak ons groei en skuldbelydenis deel van ons lewe? In die ortodokse tradisie is daar 'n gewoonte om Jesus, die tollenaar se woorde te gebid as 'n gebed wat jy soveel as moontlik per dag kan bid. Eintlik is dit die enigste gebed waarmee mens kan wakker word in die oggend. Jesus Christus, Seun van God, wees my sondaar genadig. Maak ons 'n deel van ons lewe, ons kan dit heeltyd bid. Jesus Christus, Seun van God, wees my sondaar genadig. Daarom maak ons skuldbelydenis deel van ons liturgie. En daar moet ek sê, dis my skrikwekkend. Ek werk met studente kom uit gemeentes uit. Groot deel van my studente, NG-studente, kom uit gemeentes waar hulle glad nie met die skuldbelydenis doen as deel van die liturgie nie. Want die eerste ding wat ons uitgooi, is dit. Dis die maklike een om uit te gooi. Maar as verstaan, ons kan nie geiligheid en belydenis gaan saam. Belydenis en vryspraak, belydenis en lewe. Die katekismes vra op 'n stadium, kan nie die nommer onthou nie, maar hoekom hou ons die 10 gebooie so streng voor in hierdie lewe, as ons nie dit kan onderhou nie, en dan is die antwoord, sodat ons sondige natuur hoe langer hoe meer kan leer ken. Ons sonde en ellende. En dan met groter verlange na die vergewing van sondes en die geregtigheid in Christus kan soek, soos ek nou gesê het, ons bely binne die wete van die geregtigheid en vergifnis van Christus. En dan sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, na die lewe, die volmaaktheid as doel bereik. So ons kyk kans om die wet te hoor, sodat ons kan herinner word aan ons sonde, sodat ons herinner kan word aan ons vergifnis, sodat ons die genade van die Heilige Gees kan afbid, dat ons tog iets van dit wat God van ons vra in ons lewe sigbaar maak. As ek nie tyd kry om my skuld te bely nie, gaan ek nie tyd hê om te verlang dat God in my werk, deur sy Gees. Dis die liturgiese manier. Maar Hildegard het vir ons ook ander maniere hoe ons hierdie geiligheid in ons lewe kan inbring.
Sy sê, as ek uitgedroog is, wat doen ek? Eerste is, ek bely. Dis trane, dis nat. Dan dade van liefde en deernis bring die natheid, die vochtigheid terug. En dan die derde een wat van verskriklik belangrik was, is wees kreatief. Maak dinge. Want sy was diep bewus, ons kan sien, van God se skepingskrag. En dat God ons op 'n manier uitnooi om sy skepingswerk voort te sit. Ons word medeskeppers, ons sit die geilheid voort. Die van julle wat dit al beleef het, jy het 2 stukke hout en as jy weer sien, het jy 'n stoel. Jy het 'n stukkie wol, as jy weer sien, het jy 'n kombuishekel. Jy het 'n blank canvas, as jy weer sien, is daar 'n prent. Jy het 'n bladsy, as jy weer sien, is daar gedig. En dan nie die pragmatiese goed wat ons het, maar myne is nie mooi nie, en wat gaan ek daarmee doen? Ek moet net iets maak wat ek iets mee kan doen. Nee, jy maak iets omdat jy God se skepingswerk voortsit. En om aan te haak, miskien moet ons meer tuin maak. Miskien moet ons hande in die grond druk. Want eers as ons hande in die grond druk en die plante ruik en die verandering in seisoene ruik, gaan ons weer ons interafhanklikheid verstaan met die natuur. En die natuur is nie iets handigs wat ons kan gebruik nie. Natuur is deel van wie ons is. Ons is saam. Dis dieselfde groen groeikrag, selfde gees van God, selfde sap in my en in die plante. So om aan te haak wat ek gisteraand gesê het, miskien praat ons te veel, huil ons te min en ons steek ons hande in die grond te min. Miskien is dit waar God deur sy Heilige Gees met ons wil praat. In stilte, in trane, daar waar ek my hand in die grond steek of iets skep wat nie daar was nie. Miskien wil God se Heilige Gees met ons praat, daar waar ek ook my sonde bely. En daarom het ek gedink, is goed dat ek en ons vanaand saam skuldbelydenis doen. En jy sal agterkom soos ek dit lees, dis nie net dat ek bely my sonde nie. Ons as kerk doen ook, omdat Christus dit gedoen het, die ding van namens. Ons bely ook namens die wat dit nie doen nie. Ons tree in. Het ons geroep word om te doen. So ons bely ook namens. So ek gaan dit vir ons lees, en as ek het dit ongelukkig te laat geskryf om ding te gooi, as ek sê Here, dan sê ons net almal saam, wees ons genadig. As ek sê Here, dan sê ons wees ons genadig. As ek dit klaar gebid het, gaan ek kans gee dat ons ook net sit. Ook met dit wat jy miskien self wil bely, maar binne hierdie ruimte van God se goedheid. Heilige God, ons Skepper, Verlosser en Heiligmaker. Ons bely teenoor U en mekaar dat ons gesondig het in gedagtes, woorde en dade, deur dit wat ons gedoen het en dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons wil bely namens die leiers, dwars oor die wêreld, wat hulle eie agendas hoër ag as die lewens van hulle mense. Here, wees ons genadig. Ons wil bely namens hulle wat by die minste steel, om hulle self te verryk. Here, wees ons genadig. Ons wil bely dat ons as kerk so maklik vergeet dat Jesus innooi en nie wegstoot nie. Here, wees ons genadig.
Here, ons bely ons onvergenoegdheid, ons ondankbaarheid, ons selfversekerdheid, ons hardheid, ons selfsug. Here, wees ons genadig. Here, dit is vanuit die plek van ootmoed wat ons wil kom intree. U is die bron van ons bestaan, U is die fontein van lewe, U is die lewende water, uit U en deur U en tot U is alles. U is die bron van alles wat ons het. Lei ons om oop aan te leef, daagliks en oral. Here, wees ons genadig. Here, laat ons weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat ons weer met toewyding dien, want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Amen. Kom ons sit net in stilte. En die Here getuig oor homself aan ons. Ek is soos 'n immergroen sipres. By my word jou vrugbaarheid gevind. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam die 273. Ons sing al 4 die verse en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Oh
ontvang ook die seën van die Here. Mag die drie enige God, ons Skepper, ons Verlosser, ons Trooster, ons Lewegewer, julle seën en julle beskerm. Mag hierdie God sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag hierdie God sy aangesig oor julle elkeen oplig en aan julle sy diep vrede gee. Amen.